Heer my God, as ek in eerbied wonder en al u. Goeiemôre. Ek het aan betyd vanoggend om 'n lekker koppie koffie saam met julle te geniet. En ek hoop dat dit al goed gaan by julle. Vriende, ons is by dag 6 en spesifiek wat ons vanoggend moet doen is om terug te kyk in die week na al die aantekeninge, die vorige dae se skrifte en gedagtes. En as jy gedagtes om 'n tydlyn van jou lewensstorie te skryf. En miskien het jy dit nie lekker gevolg nie of jy hou nie regtig 'n journal by of 'n boek wanneer ons hierdie dagstukkies doen nie. Maar ek wil jou tog uitnooi om iewers vandag te sit en net te kyk na jou lewenspad. Te gaan kyk na die hoogtepunte, laagtepunte, na die hele tydlyn van jou lewensstorie. En net jouself te vra, maar wat is die sleutelgebeure wat jou lewe vandag bestempel? Wat is die gebeure wat ek sê, hierdie is die storie, en jy gaan dit maklik sien, ja. Sodra jy die tydlyn gaan begin neerskryf van jou lewe, gaan jy die uitskieters sien, en jy gaan sê, ek onthou dit, en ek onthou dit. En dis die goed wat ons saamdra. As iemand vir ons vra, wie is François, en wat is die storie van François, dan is ons sulke snippets, wat ons in verhale sit, om ons hele lewe te kan opsom. Nou, wat is daai storie? En sodra jy daai storie bymekaar gesit het van jou lewensverhaal of jou lewensprentjie wat jy het, dan wil ek jou uitnooi vanoggend om daai hele lewensstorie voor die Here se voete te gaan neersit. In gebed aan God op te dra. Die hele storie, alles wat my en jou gevorm het. En terwyl ons so gepraat het en terwyl ek deur hierdie goed gaan het, toe sal 'n teks wat in my kop opgekom het en dis Psalm 31 vers 8. Hoor ons hom. Ek wil juig en bly wees oor die troue liefde, want U het my ellende gesien. U weet van al my benoudhede. U het my nie oorgegee in die mag van vyande nie, maar my 'n veilige staanplek gegee. Ek dink die Grieks daarso, as hulle daai staanplek verduidelik, dan word dit eintlik direk vertaal met 'n ruimplek gegee om te staan. Hy het my 'n ruimplek gegee om te staan. En dan, Here, wees my genadig, want ek is in nood. My trane verdof my oë, my siel en liggaam kwyn weg. Wat is jou lewensverhaal? Die psalmdigter kon nie so geskryf het, hy wil bly wees en juig oor die troue liefde, want die Here het hom nie oorgegee aan die vyande nie, en dat die Here sy benoudhede raak gesien het. Hierdie is 'n teks wat vanoggend vir my baie beteken, toe ek aan hom gedink het, en ek deel dit sommer net vanoggend. Maar God het vir ons 'n ruimplek gegee om te staan. My vriend, wat is jou lewensverhaal? Wat is dit wat jou gevorm het? Ek wil uitnooi om dit voor die Here se voete neer te sit vanoggend. Mag jy 'n heerlike Woensdag hê. Ek is op pad na die mannegroep toe vanoggend. Ek gaan daar so verder 'n koffietjie drink en sommer saam bid en Bybel lees. Vriende, hê 'n lekker dag. Ons sien mekaar weer môreoggend. Lekker dag.